En dis hoekom ons ook vir mekaar sê, ons is deel van 'n groter droom, 'n droom wat God het, en ons het dit goed gedink ook om hierdie reeks droom groot te noem, maar begin klein. Hierdie tydperk wat ons in 6 weke gaan saam tyd spandeer, gaan ons regtig by die plek kry om te sê, hoe dink ons oor hierdie goed? Nou ek weet nie wanneer laas het jy ingestap waar iemand natuurlik 'n fliek gekyk het nie, maar jy stap so in die einde se kant in. Jy weet daar waar alles in die klimaks oomblik is. Jy weet, en jy sien hoe hulle ingetrek is in hierdie storie en dan wonder jy, want dit lyk vir jou net amazing, en dan vra jy vir die persoon wat dit gekyk het, jy weet, help my, hoe was die fliek? En dan probeer hulle vir jou verduidelik. Maar jy was nooit teenwoordig nie. Jy weet, jy het die intriges gesien nie. Jy het nie daai oomblikke gesien waar daar moeilike gesprekke was nie, die oomblikke waar daar dalk 'n geveg was of iets van daardie nie. En die enigste manier hoe jy werklik waar die hele storie kan beleef, as jy hom van die begin na die einde kyk. En ek dink baie keer is dit hoe ons geloof is. Jy weet, ons ontdek Jesus hier in die kant. En dan probeer ons sin maak van ons lewe, maar ons verstaan nie die storie nie. Dis goed soos wanneer ons praat oor roeping. As ek en jy nie die storie verstaan nie, gaan ons 'n verkeerde begrip aan roeping plaas. En ek dink dis baie keer waar ons mee stoei. Jy weet, is daai oomblik waar jy in 'n boekwinkel instap, en jy stel baie belang om die boek te lees. Wat doen mens gewoonlik? Jy haal hom uit en lees die agterste blad, en dan besluit jy vir jouself of jy hierdie storie gaan geniet of nie. Ek dink is baie keer wat ons doen ook met die Bybel. Ons haal die Bybel uit en ons gaan daar na die laaste bladsy toe, in Openbaring, en ek gaan lees dit, en dit maak nie vir my sin nie, en dan sit ek die boek neer. Vir my nou is dit so belangrik, as ons nie die storie verstaan nie, gaan ek en jy nie besef waar ons inpas in dit alles nie. En ons gaan nie sin maak van ons geloof nie. Ons gaan eintlik de mekaar raak en 'n klomp goed is. En vanoggend wil ek jou vat na die begin toe, waar alles natuurlik begin het. Genesis 1, vers 26 tot 28, word die volgende vir my en jou geskryf. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. En die heel eerste gedagte wat ek wil hê met vanoggend vasvat, is hierdie woord beeld. En sodra ek en jy na die woordjie kyk, dan sien ons mos nou 'n paar beelde. Is ek reg? Jy het nou iets gesien. En nou die gedagte is dat ek en jy moet besef, dat wanneer ons praat van 'n beeld in die Bybel, was die ouens bewus van wat hier natuurlik gesê was. In Korinthe veral waar ons in hierdie jaar natuurlik journey, besef ons daar was 'n klomp beelde, afgode. Maar wat het dit beteken vir mense? En dit was juist die gedagte dat daar 'n onsigbare verwysing is in ons samelewing. En die gode was geplaas in hierdie gebied sodat mense die teenwoordigheid van die gode wat in die onsigbare is, waar hulle bewoonde plekke is binne in die sigbare. Dit was half die gedagte. So wanneer ons in die begin lees, het God natuurlik die mens geskape as sy afbeelding, as sy beeld, het ek en jy nodig om te besef, hier is 'n onsigbare komponent wat sigbaar moet wees. En dis hoekom hy sê, hy het hulle gemaak in sy beeld sodat hulle kan heers. Daar is iets dieper net as die verwysing van dis 'n prentjie. Dis 'n uitdrukking. Daar's 'n karaktereienskap saam met dit. Dis 'n manier van leef wat hy wil hê ons moet ontdek. En daarom gaan hy aan. Hy sê God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Kan jy hoor net dat God sê hy het jou en my gemaak. En as hy my en jou gemaak het, het hy ten doel dat hierdie uitdrukking 'n spesifieke manier in ons samelewing moes wees. En daarom sê hy, het hy hulle geseën.
En hierdie woordjie seën vir baie van ons is dit baie keer die goed wat ons het. Ek is so geseën, kyk wat het ek. In plaas dat ons moet besef, wag 'n bietjie, dis die toerusting komponent wat God vir my en jou gegee het, sodat wat? Sodat ons hierdie lewe kan leef wat hy vir ons bestem het. Hy het ons geseën, hy het ons toegerus met alles wat daar moontlik is. En ek en jy moet besef, wanneer ons na hierdie skepingsverhaal kyk, dat ek en jy ingesluit is. Net daar's hierdie oomblik wanneer Jeremia, hy's 'n profeet in die Ou Testament natuurlik, deur 'n moeilike tyd gaan, God bevestig iets oor sy lewe. Hy sê, voordat ek jou gevorm het in jou moeder se skoot, het ek jou geken. Kan ek jou net gou-gou help om te verstaan dat God jou ken? En as God my ken en hy het my gevorm, dan sê dit ek het 'n spesifieke funksie. God het ten doel dat ek en jy op 'n sekere manier nie net na onsself moet kyk en na mekaar ook moet kyk. En hierin lê daar iets. En hoor wat sê hy vir hulle, God het hulle geseën. En toe gee hy vir hulle opdrag. Hy sê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die diere op die aarde wat op die aarde rond beweeg. Hier is iets van 'n opdrag, maar tog ook 'n roeping. En ek dink sodra ek en jy dit besef dat ek en jy geroep is om iets te vermag binne in hierdie skepingsgedeelte van God, dan besef ons daar is meer waarde aan hierdie woordjie roeping as net om te sê ek het iets om te doen. Maar dit is iets waarvan ek deel is. Dis dieper as net 'n opdrag. Net om vir jou te sê is dat dit wat God bestem het foutiewelik in hierdie wêreld ingegaan omdat die mens die opdrag buite sy roeping uitgeleef het. Wel die eerste moord wat plaasgevind het tussen Kain en Abel. Dis wat ons sien, mense wonder baie keer, hoekom is daar hierdie chaos in ons wêreld? Maar ons besef nie, ons het ons roeping prysgegee. Ons het ander waarde aan dit geheg, ander betekenis aan dit geheg. En nog vandag kry ons dit, hoe mense mekaar natuurlik te lyf gaan, afbreek. Dit was nooit God se plan vir hierdie wêreld nie. Inteendeel, God het sy gees, sy ruach in my en jou ingeplaas. Hy wou saam met ons hierdie wêreld vul met dit wat hy bestem het. Daarom is ons in sy beeld. Hy wou homself sigbaar maak in hierdie wêreld deur ons. En mens het dit misgekry. En op die einde van die dag lewe die mens met 'n belofte. Dis hoe ons sien hoe die storie aangaan. Hierdie storie dat God 'n bestemde verlosser het wat die mens gaan verwyder uit sy toestand waar hy homself in bevind het. God het tussen sy mense kom woon in wat? In 'n tempel. Eers 'n tabernakel en toe natuurlik toe bou Salomo hierdie tempel waar God sy teenwoordigheid gehad het. En Erika het laasweek daaroor gepraat, soos jy dit gemis het, gaan kyk bietjie daarna. Maar hier was iets wat Christus gesê het in 'n oomblik. Hy het gesê dat hy hierdie gaan afbreek. In 3 dae gaan hy dit weer opbou. Hulle was verbaas. Hoe kan jy sê, weet jy hoe lank het hulle gevat om hierdie tempel, min wetende dat God sê, dat hy sy teenwoordigheid op 'n ander manier in hierdie wêreld nou gaan hê. En dis ek en jy. En vir dit om te gebeur, moes hy 'n nuwe mensdom skep. 'n Nuwe mensdom wat hulle doel verstaan. En Paulus bring Korinte in daai gesprek in. Iets wat hulle gemis het. En ek dink baie keer weer eens, omdat ons hier van die kant af inkom in geloof, en nooit regtig gedisipel word om te verstaan wat die volle storie van dit alles is nie, mis ons op die einde van die dag wat God wil doen deur my en jou. En soveel mense leef nog vir 'n eendag gedeelte, en die eendag gaan ons die volheid van dit beleef, in plaas dat ons dit eintlik nou moet besef. En hier is die ding, is dat ek en jy verstaan dat ons geseën is deur God om die volheid van dit te kan leef. Dan moet ons verstaan, okay, hoe het hy dit gedoen? Dis 2 Korintiërs 5:17, sê hy vir ons, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. En dink net gou saam met my oor 'n nuwe skepping. Nee, wanneer laas het jy 'n nuwe kar gekoop of die geleentheid gehad om dalk in 'n nuwe kar te ry? Dit moet 'n spesifieke reek. Nee, daar was nog nooit iemand in daardie
nuwe kar nie. Dis amper wat ek en jy moet besef, is dat wanneer ons nuut gemaak is dit asof ons anderste nou ryk ook, nê. Jy het nog nie hierdie kar gery nie. Dis die nuwe skepping, ten doel vir iets. Ek en jy wat nog nie deel gehad in dit nie, en dis eintlik die storie wat hy ons inbring. Hy sê die ou dinge het verby gegaan. Nou is die probleem, want ons almal leef met 'n klomp goed in ons lewe, en 'n klomp goed wat gedeponeer is, en 'n manier hoe ons dink, en nou sê hy, wag 'n bietjie, ons het nodig om van die ou goed ontslae te raak. Die ou manier van leef, die ou manier van dink, die ou manier van hoe ons sekere goeders gedoen het, want kyk, hulle het nuut geword. En hy help ons om te sê dat wanneer ek en jy kyk, hierdie kyk is 'n diepe bewuswording van wie ek nou is. Jy sien, nou is hierdie diepe ontdekking. As God sê ek's 'n nuwe skepping, dan is dit die diepe ontdekking van wat hierdie nuwe skepping nou is. Wat het God my en jou gemaak, sodat ons hierdie nuwe lewe kan leef? Dis 'n ondersoekgedeelte. Dis nie net 'n sigbare element nie, dit is diep kyk en intens kyk na wat God in my en jou gedoen het, sodat wat kan gebeur, sodat die oorspronklike droom van God 'n realiteit kan word, dat hierdie wêreld gevul kan word met die teenwoordigheid van hom, hierdie gees van God, wat inwonend in my en jou is, 'n realiteit kan word in ons omgewing. En daarom, in Korinte het hulle iets gemis. Hulle het eintlik hierdie gedeelte gemis. Daar was hierdie oomblik waar hulle gedink het, dat wanneer ek en jy doodgaan, dan is ons gees. So hierdie lewe het eintlik nie 'n werklikware impak, as ons mooi na alles gaan kyk nie. En hulle het dit gemis, en daarom kom hy in 1 Korintiërs 1:26, hy sê, broers, slaan ag op julle roeping. Nou hoor gou, as jy iemand roep, wil jy mos vir hulle iets wys. Baie ouers sit hier so, ek roep my kind gewoonlik omdat hy droog gemaak het. Maar hoor gou, hierdie roeping wat God in my en jou lewe het, is dat ons uitgeroep word uit die omstandighede waar ons onsself bevind het, na dit wat God vir my en jou het. En ons moet iets besef van roeping. Roeping sê dat ek en jy ingesluit is in iets baie groters. Dis hoekom hy ook sê, menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyse, nie baie invloedrykers nie, of mense van adelike afkoms nie. Ek dink gou vanoggend, dat ek met julle praat, en ek sê vir julle weet mos nou, hier tussen ons, hier is al nie regtig baie wyses nie. Hier's geen adelikes nie. Ek dink jy gaan nog redelik geafronteerd wees, want jy gaan jouself sien as 'n redelike invloed, ten opsigte van waar jy jouself bevind. En eintlik wat hy inbring is, hy sê dat die wêreld het 'n spesifieke manier van dink. En dit was ook in die Korinte kerk. Die Korinte kerk het gedink dat, jy weet, as ek kan profeteer, of ek kan dit doen, of ek kan dat doen, dan het ek 'n redelike posisie. Dis die wêreld se manier van invloeding. En juis in hierdie gedeelte wil hy hulle hê om te of inbring in die spasie om te besef dat, wag 'n bietjie, dit is dwaasheid. Dis dwaasheid om so te dink. En wat God doen is, hy gebruik hierdie groepering mense, wat nie almal sou gekies het nie, om wat te doen, om eintlik die wêreld te beskaam. Want hy doen iets deur hierdie mense wat nie stand het in die wêreld volgens die standaard nie, om 'n impak te maak, om iets anders te toon. Maar hy doen dit ook ten doel, sodat geen mens op die einde van die dag kan beroem op wat hy vermag het nie, maar eerder op wat God kom doen het. En dis die storie, dis iets wat God wil hê, is let ag op julle roeping. Wanneer ek ag slaan op iets, dan beteken dit ek gaan sit stil en bedink dit. Wat is hierdie roeping wat God in my lewe het? Nommer 1, roep hy my na hom toe, om te ontdek wie ek werklik waar is in hom. En nommer 2, roep hy my ook, omdat ek deel is van die eklesia, dis wat ons gesê het in die afgelope reeks. Ek jy is die uitgeroepenis, ons is hier om iets te vestig in hierdie wêreld. Maar ook dit, ek is geroep na die familie toe. Ek is ingesluit in iets groters, in die manier hoe God hierdie wêreld wil impakteer. En nou help hy ons om te sê dat, weet jy wat, hierdie woorde
wat ons in hierdie afgelope ruk mee gekuier het ook 'n ander uitdrukking, en dis waar Paulus ons heen vat. Hy bring ons in 'n spasie om te dink oor 'n liggaam. Want as ek en jy ingesluit is, dan kyk ons na ons liggaam, en dis waartoe hy ons bring om te sê dat kan jy na jou eie liggaam kyk, en kyk hoe's alles ingesluit. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, soos dit ook met Christus. En Jesus bring ons in die gesprek om ons te kan help, om te sê dat die manier hoe hy hierdie gaan doen, wat in die begin daar was, die beeld van die onsigbare is deur sy liggaam. En hy is die hoof van hierdie liggaam, en hy sê soos Christus, net so baie is nie die van Jesus nie, vir die wat dit nou nie geweet het nie. Dis eintlik natuurlik die feit dat hy die een is, die gesalfde is, die koning is. En as hy die koning is daar 'n koninkryk, en in hierdie koninkryk sê hy, dit werk soos die liggaam. Daar's verskillende gedeeltes, maar almal is ingesluit. En ek dink ons mis dit baie keer. Want hier is dit, en ons het al daaroor gepraat, is dat soveel mense gaan kerk toe. Gaan kerk toe om iets te hoor van Jesus en daarmee weg te loop. In plaas dat ons weet, ons is kerk. Ons is die liggaam. Ek is deel daarvan. En hier is iets wat Jesus in my en jou wil wakker maak oor dit. Om te sê dat hierdie een gees het my en jou deel gemaak daarvan. Ek en jy het nie gekies nie. Dis wat hy sê, en ons is tog almal deur die een gees in een liggaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vry mense, ons is almal met een gees deurdrenk. Het is interessant dat ons nog baie keer in ons lewe kan dink, ons kan op ons eie dit doen. En God wat ons wil help om te sê dat luister gou, iets wat ek en jy moet besef oor roeping, is dat dit meer is net om iets te vermag, maar waarvan ons deel is. En dis hoe hy wil hê ons moet daaroor dink, want as ek en jy die droom van God besef, dan raak ons deel van daardie droom. En die manier hoe hy besluit het dit gaan gebeur, is deur sy liggaam. En nou sê hy dat jy en ek net nie gekies het nie, hy het ons deel gemaak van dit, en nou moet ons ontdek, hoe raak ek deel van hierdie? En dis die liggaam, die kerk het 'n ander uitdrukking, en die kerk is al natuurlik verskillende mense, ons het ouer mense, wat al baie lank kom met die kerk, as ons dit so kan stel. En hierdie ouer mense het 'n klomp goed geleer en ontdek. As ons teruggaan in die geskiedenis, dan besef ons staan nie as die eerstes hier nie, ons staan op die skouers van 'n klomp mense, wat deur hierdie proses al gegaan het, en ontdek het, en gegroei het. Een van hulle is byvoorbeeld die gemeente van Korinthe. Hulle is die voorgangers, ons kyk na hulle, ons besef, wag 'n bietjie, daar's iets wat hulle gemis het, dis wat Paulus ons mee help, iets wat ons moet ontdek, iets wat ons anders te kan doen. Sodat wat kan gebeur, sodat die beeld van God duidelik kan word in sy omgewing. Dat hierdie beeld verantwoordelikheid kan neem vir dit wat hier aan die gang is. Dis iets waartoe ons wil vat, om ons te kan help, om te besef, wag 'n bietjie, verstaan jy die droom? Verstaan jy hoe dit lyk? Daarom in hierdie gemeente is daar hierdie ouer mense, maar daar's ook jonger mense. Die jonger mense wat nog nie regtig verstaan nie. En hulle kom in hierdie spasie, en nou moet ons hulle help om te kan ontdek. En dis baie keer waar dit misgaan, is omdat ek nie in disippelskap is nie. Begin ek 'n klomp goed hoor en lees en leer, en op die einde van die dag besef ek nie waarmee God besig is nie, en ek mis dit. My roeping raak vir my belangrik, en dis presies wat gebeur het in Korinthe kerk, en ek staan uit, en ek begin dink, maar dit gaan nie oor my nie. En eintlik dit is waar Paulus ons heen vat in die boek van Efese ook, om te sê dat ek en jy is geseën met alles,
om wat te kan wees, om deel te kan wees van hierdie. Maar ons is ook deel van, nie net die liggaam nie, maar ingesluit in Christus. Ek en jy het 'n direkte koneksie met hom. Hy is die een op die einde van die dag wat ons leer. Hy is die een wat ons help. Maar in die kerk het ons groot geraak baie keer dat dit die pastoor is. En ek moet na die pastoor toe gaan, en die pastoor moet vir my bid. En hierdie ouens is die uitgesoekte ouens. As jy kon hoor wat hy vir jou gesê het, is dat nee, luister, God kies ons almal. God het ons almal bestem om deel te wees van hierdie droom, om deel te wees van wat God wil vermag, om te kan vermenigvuldig, om hierdie aarde te kan vul. Maar nou moet ons besef, en dis juist waantoe ons vat in Efesiërs 4. Om te sê, maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk. Hier is dit baie belangrik, is net, die gawe wat ek en jy ontvang het, is deur genade. En dis nie omdat ek en jy een of ander rol het in die samelewing, en daarom moet God besluit daaroor, nie, hy gee nou aan my en jou hier. Nee, dit is oor genade. Genade beteken dat God die keuse het, en hy oefen dit uit, en ek en jy aanvaar dit. En ek dink dit is baie keer moeilik vir ons, om te aanvaar wat God vir ons gegee het, want baie keer wil ons ook daarvoor staan, of ek wil ook in die lig wees, en dit is nie ten doel dat ons daar moet wees nie, en ons sukkel baie keer daarmee. Maar as ek en jy die storie verstaan, en hoe dit saam werk, dan kan dit baie makliker wees, dat ons aanvaar, wie God ons gemaak het, en wat hy vir ons gegee het. En dis jy, soos Christus het uitgedeel, daarom staan dit, toe hy opgevaar het na bo, het hy kruisgevangenes weggevoer. Nou die Engels sê hierdie mooi, hy sê dat hy het gevangenskap weggevat. Wat ek en jy moet besef is dat in ons lewe was ons gevange geneem deur dood. En oor dit kon ons nie doen wat God se doel was nie. En eintlik wat gebeur het is dat ons het dood veroorsaak oralste waar ons beweeg het. Want hoekom ons selfgesentreer, het gaan oor my, het gaan oor niemand anders te nie. En nou sê hy dat hy gevange geneem het. Dit wat my en jou beperk het, om te kan wees en te kan ontdek wie ons werklik waar is, dis wat hy weggevat het. En dan sê hy dat hy vir ons gawes aan die mens gegee het. En ons weet hierdie groot gawe wat God vir my en jou gegee het, is die Gees. Die Gees wat nou in my en jou woon, hy wat tuiste kom maak het, sodat ons kan vermag, sodat ons kan deelneem, sodat ons kan deel wees. Hy het opgevaar waarop anders gedui het, dat dit as hy eers neergedaal het, na die laardele, die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde ene wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. Kan jy hoor hoe hy sê dat hier was die droom van God. Ons lees dit in Genesis, ons verstaan dat ek en jy geskep is in sy beeld, die manier hoe hy dit wou doen. Dit was die doel van alles, my en jou roeping. Dit het gebreek en God kom in Christus en hy kom herstel dit. Hy kom vestig hierdie nuwe mensdom, hierdie ecclesia, die uitgeroepenis, die familie, die kerk. Paulus beskryf dit as die liggaam en hy gee aan die liggaam gawes. He took away captivity so that we can live our full lives, sodat ons weer kan hierdie aarde vul met dit wat dit bestem was om te wees. Dat die liefde van God 'n realiteit kan word, dat die beeld van God geopenbaar kan word. Deur wat? Deur sy liggaam. Dat dit gevul kan word. En nou sê hy, en hy het sommiges as apostels, en ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En ek dink baie keer wanneer ons na hierdie goed kyk, dan dink ons dienswerk oor is om die stoele reg te pak of koffie te skenk. Maar dis glad nie wat hy vir my en jou ten doel het, nee. Hy sê dis om die liggaam van Christus op te bou. En hier verstaan ek en jy, wag 'n bietjie. So ons is bouers. Ons bou die liggaam van Christus saam op. Ons is die ingeboude stene. Ons is deel van hierdie.
En hy sê hierdie gaan aangaan totdat ons almal kom tot eenheid in die geloof en in die kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat ooreenstemmig is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Hier is my hierdie amazing beeld net waar hy ons inbring en sê, wag 'n bietjie, Christus het gekies om in my en jou gawes te gee. Dis deur genade en hierdie gawes is ten doel om wat te doen? Om die liggaam van Christus te bou. Saam met God doen ons dit, saam doen ek en jy. Dis nie ons op ons eie nie. En interessant dat ons onsself baie keer wil skuif van die liggaam. Dis interessant dat ons hoeveel keer kry wat mense die liggaam kritiseer, die kerk afbreek, maar hy sê ons is daar om mekaar op te bou, om die liggaam van Christus op te bou, sodat dit gestalte kan vind, sodat dit in volwassenheid kan kom, sodat dit kan kom wat God bestem het vir dit om te wees. Solank daar verdeeldheid is, solank daar hierdie goed is die beeld wat God bestem het om in hierdie wêreld sigbaar te word, nie dit nie. Dis waarvan ons deel is. Dis waarvoor ek en jy geroep is. Dis waarin ek en jy ingesluit is. Dis waarin ek en jy moet dink. Want dit is 'n groot droom. As ons dink aan ons wêreld, en ons dink aan die gebrokenheid wat hier aan is, en hoe stikkend dit is, dan is dit 'n groot droom. Maar God het gesê, die dood sal dit nooit weg kan neem nie. En hier is die realiteit, is dat as wanneer ek en jy by die plek om te sê, okay, ek besef, ek is nou deel hiervan, dis wat God droom, hy het vir my die vermoë gegee, ek is geseën, en nou kan ek by die plek om te sê, wag 'n bietjie, ek is ingeweef, van die begin af deel van dit, wat God bestem het, ek was vasgebind, maar God het my verlos. Verlossing beteken nie net ek gaan nou ewe skielik hemel toe nie. Verlossing beteken hy het ons vrygemaak van dit wat ons weerhou het om die beeld van God 'n realiteit te maak in ons omgewing. Dit waarvan ek en jy geroep is en die manier is dat ons bou op. En nou kan ek myself as deel van dit begin sien dat God my toegerus het. En dis hierdie volgende 6 weke waar ons gaan saam kuier oor 'n klomp gedagtes wat ons gaan help, wat ons gaan bemagtig, dat ek my gawes kan gebruik, juis dit wat God vir my en jou gegee het, om wat te kan doen, om die liggaam te kan bou. Maar hier is dit wat moet gebeur. Is nommer 1, moet ek dit aanvaar. Ek moet aanvaar dat ek ingesluit is. Ek deel is van dit. En nommer 2, dan moet ek my gee vir dit. Dan moet ek toelaat dat God my help. Om te kan sien hoe ek en jy op die einde van die dag gemaak is om te bou. En kan ons die Here vertrou vir die volgende 6 weke dat hy regtig ons kom help. Elkeen van ons. En ek wil jou uitnooi as jy nog nie in 'n klein groep is nie, een van ons connect groepe nie, dalk nog nie by die manne betrokke is, laat jy in hierdie tyd deel raak van dit. Want dis waar ons toegerus word. Dis waar ons mekaar help. Om anders te dink, om in te kan sien, om diep te kan kyk. Om aandag te kan gee aan my roeping. Dit wat God nou wil vermag deur ons. Dat dit 'n realiteit word in my werksplek, in my huis, in my gemeenskap. Dis waarvan God ons deel maak, dat ek en jy die beelddraers word van hom. Ons raak die geseëndes, die heiliges,
die toegerus is, wat die liggaam bou, wat saam dit doen, omdat ons ingesluit is in sy droom. Dis 'n klein begin dalk vir my en jou, die eerste tree, om net te sê, ek gee myself, Here, nou vir hierdie. Help my om dit te kan sien. Help my om dit te kan ontdek. En help my om saam met die liggaam te groei. Help my dat ek ook die bouer word. Sodat hierdie liggaam gestalte kan vind, soos U dit bestem het. Kom ons bid saam. Hier in die begin het ek daai oomblik geskep net om te sê dat ons soms in 'n plek instap en daar's 'n movie wat afspeel. En is exciting. Ons weet nie eintlik wat in dit aangaan nie. En ek bid regtig vanoggend, Here, dat ons nie afhanklik raak van ander nie, maar afhanklik is van U. Afhanklik is van U dat U ons kan kom help om te besef dat die roeping wat U op ons lewe het, nie iets is om te doen nie, maar waarvan ons deel is. Waarin ek ingesluit is. En dat ons dit kan begin sien saam met U. Dat ons diep begin dink oor wat U wil vermag. Dit is 'n groot droom, Here, om hierdie wêreld te vul met U heerlikheid, maar ons weet, dit is nie afhanklik van ons nie. U het dit kom doen. U het dit begin deur die seun uit die dood uit op te wek. Hy is die eersgeborene van hierdie familie wat nou op 'n missie is. Om saam, Here, hierdie liggaam te bou wat U bestem het om hierdie aarde te vul. Dat dit 'n plek sal word waar U regeer. En dis waarvan ons deel is. Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Here, en mag hierdie gesprekke wat ons in die volgende 6 weke gaan hê, Here, iets by ons manier van dink kom verander, sodat ons daai klein tree kan gee. Daai klein oomblikke kan vasvat. Die klein begin nie verag nie. Maar dat ons saam kan sien, omdat U ons help om dit sigbaar te maak. Ons eer U net vanoggend. En ek bid vir elkeen, Here, dat hierdie journey iets in hulle harte sal wakker maak. Iets van hulle verbondenheid met U 'n realiteit sal maak. Dat ons ingesluit is, ingeweef is, goed saamgevoeg is, want dis wat U kom doen het. Ons eer U. In Jesus naam. Amen.